Vriende, goeiemôre. Dit is Dinsdag die 29ste April en ons is by Koffiekuier 936. Ek wil vanoggend weer so bietjie saam met jou nadink oor daardie teks in Handelinge 5, daarvan vers 27 af tot by 33 eintlik, en ek gaan nie die hele gedeelte deurlees nie, maar dit is ook die teks waarby Chris van der Westhuizen Mostou hier in Kleinmondkerk stilgestaan het en wat dalk die meeste van julle ook op ons YouTube skakel na gekyk het. Ek self was Sondag by die Hangklipkerk in Betty's Baai gewees, die erediens daar gelei, en ek het uit Johannes 20 uit gepreek oor die verhaal van Thomas, die verbeeldinglose Thomas. En toe ek nou gisteroggend hier op die vakansiedag stil raak en sommer net rustig bietjie na Chris se erediens kyk, het ek regtig nogal weer intens begin nadink, en ek wil sê dankie Chris, dat jy ook vir my gehelp het om weer te reflekteer oor die gebeure van Paasfees. Nou, kan ek dit gou vinnig net met julle deel, vriende? Ons het die afgelope tyd Paasfees gevier. Dit was 'n opgewonde tyd, wel in ons gemeente spesifiek, met ons Paasspel. Daar was, soos wat Christus ook Sondag in die erediens gesê, daar was so vibe aan die gang. Almal was opgewonde aan die oefen vir die Paasspel. Die 3 aande wat ons die Paasspel opgevoer het, was dit regtig nogal besondere geleentheid, besondere ervaring. En 'n klomp mense, nie net in ons gemeente nie, maar in die dorp, was deel van hierdie gebeure en die mense het so half meegesleer gevoel. En toe kom Paasnaweek self, waarin ons ook opnuut nagedink het oor die kruisiging van Jesus Christus, sy opstanding, wat ons dit kon vier. En my vraag wat ek vanmôre mee sit, na aanleiding van wat Chris ook gedeel het in die erediens is, wat het geword daarvan? Kyk, want ek dink dit is baie keer so, dat ons in hierdie lewe aangaan, en ons het hierdie groot gebeurtenis, ons het hierdie feeste, en na die tyd dan is dit maar back to business as usual, soos die Engelsman sê. Dan gaan ons maar weer met die doodnormale gang van die lewe aan. En Chris het iets gesê Sondag in die erediens wat my regtig laat nadink daaroor. Om te sê, maar hoe kan dit? Hoe kan ons as gelowiges wat die opstanding van Jesus Christus gevier het, hoe kan ons maar net aangaan met back to business as usual? En as ons dan gaan kyk na die verhaal wat Lukas vir ons in Handelinge vertel van die apostels, van daardie eerste volgelinge van Jesus Christus, en hoe hulle onder moeilike omstandighede toegesluit is in die tronk, hoe hulle voor die Joodse raad verhoor is, en al hierdie dinge, dan besef 'n mens net, vir hulle was dit nooit weer business as usual nie. Vir hulle het hulle hele lewe omgedraai en verander. En daardie verandering wat by die apostels gekom het, en in die hand van dit wat hulle gedoen het, hulle verkondiging van die evangelie, het dit gelei tot wat Rodney Stark beskryf as 'n fenominale ontwikkeling van groei binne die vroeë Christendom. Dwars deur die destydse bekende Klein-Asië, later in Europa, en hier sit ek en jy in die suidpunt van Afrika, of dalk sit jy in Amerika of Dubai, maak nie saak nie, maar hier sit ons vandag letterlik die wêreld vol, as gevolg van daardie eerste Christene wat gesê het, ons kan nie maar net aangaan soos gewoonlik nie. Al sê die Joodse raad vir ons, julle moet stil bly, julle mag nie verder hieroor praat nie, ons kan ons nie daaraan steur nie. En dan, vriende, wil ek weer vers 32 met jou saam lees vanmôre van Handelinge 5. Vers 32 waar die apostel sê, ons is getuies hiervan. Dit gaan nou oor Jesus se kruisiging en sy opstanding en alles. En dan sê hulle, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Hulle kan net nie stil gebly het nie. Al het die Joodse raad vir hulle gesê, julle mag nie hieroor praat nie. Dan sê hulle, ons is eerder aan God gehoorsaam as aan mense. En dit bring my by die vraagie uit vanmôre. Wat het verander in my en jou lewe nadat ons vorige naweek Paasfees gevier het? Het ek en jy opnuut bewus geword van God se liefde vir mense? En hoe verander dit ons lewe? Hoe verander dit my en jou manier van dink oor ander, oor hulle lewe, oor God se liefde vir hulle? En die feit dat God hulle ook wil intrek in daardie groep mense wat bekend staan as sy kinders, ek en jy.
Hoe help dit ons om te dink oor God se liefde vir mense, wanneer ek en jy dalk met 'n klomp goed in ons eie lewe worstel? Skuldgevoelens oor die verlede en goed wat ons gedoen het, waaroor ons spyt voel en al. Wat sê dit vir ons as ons vanmôre opnuut weer kan sê, maar ons het Paasfees gevier. Ons het die opstanding van Jesus Christus gevier. Ons vier die nuwe lewe in Christus. Ag, ek hoop jy hoor iets van my hart wat vanmôre regtig vir jou wil uitnooi om te sê, mag die lewe nooit weer net normaal aangaan vir jou nie. Maar mag ek en jy, omdat ons Paasfees gevier het, mag ons opnuut geïnspireer word om te sê, ek kan nie anders nie. Ek moet hieroor getuig, ek moet hieroor praat. Kan ek maar aansluit by my preek van Sondag op Betty's Baai. Ek moet my verbeelding gebruik om die nuwe werklikheid wat God vir my droom, om dit raak te sien, om iets daarvan te beleef en dit uit te deel en uit te leef ook in my lewe. Op 'n baie praktiese vlak, vriende. As ons sê dat ons as gelowiges met 'n stuk blydskap kan leef, Sondag het ons ook in die erediens hier, die Kleinmondkerk erediens, afgesluit met daardie lied, ek is bly, ek ken vir Jesus. As ons dit sê, as ons dit bely, hoe kan ek en jy met lang suurgesigte rondloop en kla oor alles wat verkeerd is in die lewe? Hoor jy iets van wat die Here op my hart gelê het? Ons kan nie dieselfde bly nie. Ons lewens moet verander. Ons moet getuig. Of dit is deur woorde wat ons praat, of deur die manier waarop ons leef, deur die dinge wat ons doen. Ons moet getuig van die goedheid van God, wat in Christus ook deel van my en jou lewe geword het. Mag dit 'n werklikheid wees vir jou vandag. Hier op 29 April mag ek en jy opnuut besef dat alles anders is op grond van die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus, ons Here. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons bring aan U die dank, die lof, die aanbidding, die eer, die heerlikheid, noem maar op, alles wat ons met ons hele lewe kan gee, dit wil ons voor die voete kom neerlê en U loof en prys, want U is ons koning. En U het alles kom verander. En daarom, Heilige Gees, is dit my gebed dat U ons ook sal begelei om in die normale van die lewe nie te dink oor wie U ons gemaak het. Dat ons anders sal wees, doodeenvoudig, omdat ons weet, U, Here, is ons koning. En dat hierdie getuienis van ons ook, van hierdie andersheid, hierdie nuutheid, die nuwe lewe in Christus, dat dit sal deel word van ons lewe, sal sigbaar word, sodat ons inderdaad al hoe verder, al hoe meer kan getuig daaroor en meer mense tot geloof in U kan kom. Dankie dat ons dit mag bid in U naam, Here. Ons loof U daarvoor. Amen. Vriende, mag jy 'n wonderlike Dinsdag hê. Ek en Jean-Marie gaan so 'n bietjie rondloop. Dis vandag ons huweliksherdenking, ons is 30 jaar saam. En môre verjaar Jean-Marie, so dan gaan ons 'n bietjie haar verjaarsdag vier. Ons kinders, Alexander en Marie-Louise, het ons bederf met 2 aande se uitslaap daar op 'n gasteplaas in Stellenbosch omgewing. So ek gaan so 'n bietjie rondloop. Donderdag is 'n vakansiedag, maar Vrydagoggend kuier ons weer saam as ons oor die volgende gedeelte van die leesrooster met mekaar deel. As ek reg onthou, Handelinge 10, maar ek is nie nou doodseker daarvan nie. Maar ek nooi jou uit om Vrydagoggend weer te kom saam koffie drink by ons koffiekuier, knoop my tong nou. Intussen tyd, geniet jou koffie, geniet jou dag en leef anders, omdat ek en jy Paasfees kon vier. Mooi loop.